waterstofbromied oplossing reageer met water volgens die volgende gebalanseerde chemiese vergelyking. Ons moet die formules van die twee basisse hierbo neerskryf. Nou kom ons kyk na die voorwaartse reaksie. 'n Basis is 'n proton ontvanger. Nou watter een van daai twee, waterstofbromied of water, ontvang 'n proton? Wel, die water ontvang 'n H+ en vorm H3O+. So daar het ons eerstens, ons eerste basis is water vir die voorwaartse reaksie. Nou kom ons kyk na die terugwaartse reaksie. Watter een van daai twee, die bromied-ioon of die hydronium-ioon, ontvang 'n proton? Wel, die bromied-ioon ontvang 'n waterstof en vorm waterstofbromied. So die tweede basis is die bromied-ioon. Die waterstofbromied reageer nou met sinkhidroksied volgens hierdie gebalanseerde vergelyking en vorm dan sinkbromied en water as produkte. Die hoeveelheid sinkhidroksied wat reageer is onbekend. Ons weet nie hoeveel daar is nie. Ons het wel die volume van die waterstofbromied in hierdie fles. Nou belangrik, die volume van die oplossing verander nie tydens die reaksie nie. Dit is 'n aanname wat ons maak. En dan staan daar die oormaat waterstofbromied. Dit beteken daai onbekende hoeveelheid sinkhidroksied, alles gaan opgebruik word. En in die reaksie met waterstofbromied vorm daar sinkbromied en water, maar omdat die waterstofbromied in oormaat is, kan ons tegnies, en ons doen dit nie, maar vir visualisering kan jy jouself indink, daar is waterstofbromied wat nie reageer het nie, en dit gaan steeds in hierdie fles agterbly aan die einde van die reaksie. Nou daardie oormaat waterstofbromied wat nie reageer het met die sinkhidroksied nie, wat oorgebly het aan die einde van daai reaksie, dit reageer dan met 16,5 kubieke sentimeter natriumhidroksied en die konsentrasie van hierdie natriumhidroksied oplossing is 0,5 mol per kubieke desimeter. En die natriumhidroksied neutraliseer dan daai oormaat waterstofbromied en vorm dan natriumbromied en water. So, nou moet ons bereken, wat is die pH van die waterstofbromied oplossing wat in die fles oorbly na die reaksie met sinkhidroksied. Nou kom ons dink gou mooi. Ons het die volume natriumhidroksied. Ons het die konsentrasie natriumhidroksied. So ons kan die aantal mol natriumhidroksied bepaal en as ons weet hoeveel mol natriumhidroksied in die neutralisasie reaksie deelgeneem het, dan weet ons in die verhouding 1:1 kan ons ook die aantal mol waterstofbromied bepaal. En ons het die volume van die hoeveelheid waterstofbromied aanvanklik, dis daai 90 kubieke sentimeter. So ons het die aantal mol waterstofbromied dan, ons het die volume, so ons kan die konsentrasie van die oormaat waterstofbromied bepaal. As ons dit het, kan ons die konsentrasie hydronium-ione bepaal, en as jy die konsentrasie hydronium-ione het, kan jy die pH bepaal van die waterstofbromied oplossing. Weer is 'n mond vol, maar kom ons vat dit stap vir stap. Eerstens bereken ons hoeveel mol natriumhidroksied is nodig vir die neutralisasie van die waterstofbromied wat in oormaat is. Jou vergelyking kry jy op die formuleblad, maar jy ken hom teen die tyd baie goed. Ons manipuleer hom en ons konsentrasie is die 0,5. Ons volume is die 16,5
maar onthou, dit is kubieke sentimeter, ons skakel dit om na kubieke desimeter, ons deel hom met 1000, en dan kry ons dat 0,00825 mol natriumhidroksied gereageer. As ons dan kyk na ons reaksievergelyking, 1 mol waterstofbromied reageer met 1 mol natriumhidroksied. Met ander woorde, die verhouding is 1 tot 1. As daar 0,00825 mol natriumhidroksied reageer het, het daar 0,00825 mol waterstofbromied gereageer ten einde 'n volledige neutralisasie te bewerkstellig. Ons het die aantal mol waterstofbromied wat in oormaat was, dis 0,00825 mol. Ons het die volume, maar onthou, daai is kubieke sentimeter, so ons gaan hom deel deur 1000 om dit kubieke desimeter te kry. Ons soek nou die konsentrasie en die vergelyking wat ons daarvoor gebruik is aantal mol gedeel deur die volume. Ons vervang bloot ons waardes in en ons kry dat die konsentrasie van die waterstofbromied in die fles nadat dit reageer het met die sinkhidroksied is 0,09167 mol per kubieke desimeter. Aangesien waterstofbromied monoproties is, dit is H1 bromied, ons skryf nie die 1 nie, maar daar's net 1 waterstof, weet ons dat die waterstofbromied gaan ioniseer in hidronium-ione en bromied-ione. Maar dit gaan gebeur in die verhouding 1 tot 1 tot 1. Daai koëffisiënte is almal 1. En gevolglik kan ons sê dat die aanvangskonsentrasie van die waterstofbromied gelyk gaan wees aan die konsentrasie van die hidronium-ione. En ons het hierdie waarde toepas bereken. En nou kan ons pH bereken, want ons het die hidronium-ioon konsentrasie. Ons gebruik ons vergelyking van die formuleblad af, en dan kry ons 'n pH van 1,037. Dis 'n besonderse lae pH, wat beteken waterstofbromied is 'n baie sterk suur, selfs sterker as soutsuur of salpetersuur. Volgende vraag. Bereken die massa sinkhidroksied wat aanvanklik in die fles teenwoordig was, indien die aanvanklike konsentrasie waterstofbromied 0,45 mol per kubieke desimeter was. So, ons het die konsentrasie waterstofbromied aan die begin. En ons het die volume aan die begin. Dis 90 kubieke sentimeter. So ons begin weer met ons konsentrasievergelyking en ons kan dan gaan en die aantal mol waterstofbromied aan die begin bereken. Onthou net om die 90 te deel met 1000 en die 0,45 is vir ons gegee. Nou dit beteken dat daar 0,0405 mol waterstofbromied aan die begin was. Nou, hoeveel waterstofbromied was daar aan die einde? 0,00825, soos ons voorheen bereken het. Nou kan ons bereken hoeveel mol waterstofbromied het reageer. Ons het ons beginhoeveelheid, ons het ons eindhoeveelheid, ons weet daar is 0,03225 mol waterstofbromied wat reageer het met die sinkhidroksied. Die sinkhidroksied en waterstofbromied reageer in die molverhouding van 1 tot 2. So ons neem die aantal mol waterstofbromied en ons halveer dit basies. En dan weet ons dat 0,016125 mol sinkhidroksied gereageer. En al wat nou oorbly is om die massa sinkhidroksied te bereken. Ons het die aantal mol, dis daai 0,016125 mol. En dan kan ons die relatiewe formule-eenheid massa van sinkhidroksied gaan bepaal. Ons het sink, relatiewe atoommassa van sink is 65. Dan het ons
2 suurstowwe, dis 2 maal 16, dit gee vir ons 32, en ons het 2 waterstowwe, 2 maal 1 is 2. So ons kry 99 gram per mol vir die sinkhidroksied. Ons vervang ons waardes in, en dan kry ons dat die aanvanklike massa sinkhidroksied 1,596 gram is. As jy dit afrond tot 2 desimale plekke, sal dit wees 1,60 gram.